Goeiemôre geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons is. In die kerkraad se kant af die volgende afkondigings. Ons het onder die erediens vandag die bevestiging van 'n ouderling. Na die erediens het ons dan 'n kort oorsig oor hoe om die Bybel te lees as deel van ons reeks wat ons nog mee besig is. Vandag fokus ons op poësie. Daar sal ook 'n kort gemeente-aksiekommissie vergadering wees na die erediens. Die kollekte by die deure gaan vir ons kerkkas. En dan het almal die afkondiging gesien van die almanakbestellings. En dis ook in die mosterdsaadjie, is R150 vir die 17de Oktober. Bestellings by Lidl. Het ons vanmiddag Bybelstudie 16:30 in Jakobsbaai. En na die erediens ons ook net 'n kort afkondigingkie hê oor die koop en kuier van die 18de. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God, ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Liefde gemeente, en die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Ons staan dan, sing ons saam 'n loflied tot eer van die Here. Sing saam Psalm 84. Ons gaan al die verse daarso sing. Psalm 84, tweede omdigting. Hoe lief het ek u woning, Heer. Ek wil u in u tempel eer, ek smag na u met sterk verlange. Daardie mense gaan dit goed wat in u tempel u ontmoet, en daar u prys met lofgesange. Ek sal my lof met jubeling aan u wat waarlik lewe bring. Kom ons staan en sing ons saam Psalm 84 vers 1 tot vers 5.
Ons sê in ons harte gelowig saam die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ek kan gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Ons luister saam na Eksodus 20, die wet van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, by die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, want sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Dis deel van ons verootmoediging. Terwyl ons so bly sit, sing ons saam Psalm 130, vers 1 en vers 4.
Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie Here dat ons vandag as u volk, as u kerk, so mag saam vergader en dat ons met 'n harde lofstem ook mag sing soos u volk vroeër en hulle by u tempel bymekaar gekom het. Hoe lieflik is dit, Here, dat ons vandag saam kan kom in u teenwoordigheid. Dat u woning onder ons kom maak het, dat u in ons woon en ook vandag met ons ontmoet. En ons sal veel eerder net 1 sekonde hier wil wees as 'n leeftyd op enige ander plek. U is vir ons so goed en ons dankie daarvoor. Dankie vir soveel onverdiende seëninge wat ons kry uit die Vaderhand. Gesondheid, kos, verwonings en dan nog oorvloed daarbey saam. Dankie bovenal, Here, dat u ons seën met al die geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Dat ons deel mag hê aan die verbond, dat ons deel mag wees in die uitverkore kinders, dat ons u skape mag wees, u kudde wat u versorg en lei en beskerm. Dankie, Here, dat u seun, u enigste seun vir ons gestuur het, om al ons sondes te vergewe, om ons vry te maak van die sonde van hierdie wêreld, en om ons ook deel te maak, deel te laat kry aan die ewige lewe wat nou reeds kan begin. Dankie, Here, dat u die wêreld regeer. Dankie dat u die kerk regeer en dat ons vanmôre weer as getuie daarvan, ook as deel daarvan, 'n ouderling in die ampt mag bevestig. Dankie, Here, dat u nog steeds vandag u kinders roep. Nou, alle gelowiges roep tot die ampt van gelowige, maar ook so sekere mense roep, sekere manne tot die besondere ampt van ouderling en ander gelowiges ook tot die barmhartigheid. Dankie, Here, dat u daardeur u kerk heilig hou, die kerk versorg, die kerk regeer en lei. Ons bid, Here, dat u ons ook so gewillig onder hulle sal stel, nie uit dwang nie omdat hulle baasspelerig is oor ons nie, omdat hulle deur u aangestel is. En daarom luister ons ook na u leiding en u stem. Dankie, Here, dat ons vanmôre ook weer getuie mag wees van u genade, dat ons die woord mag hoor, dat ons verkoop mag word. Spreek tog vandag met ons deur u woord. Help ons om noukeurig te luister en ook op te let. Vat weg dit wat skeiding maak tussen u en ons. Gewe so al ons sonde, dat ons elke week, elke dag, ja elke oomblik verkeerd doen teen u. Reken ons dit nie toe nie, Here, maar vergewe ons. En help ons om ook die nuwe mens elke dag aan te trek, om te breek met die ou gewoontes, met die swak ou mens wat gedurig nog deurskyn. En help ons om 'n lewe van ware vryheid in Christus te leef. As dit u wil is, gee dat ons ook 'n rustige en stil aanbiddingsuur mag hê. En lei ons ook so dat oral waar u woord gepreek word, dit nie die woord van mense sal wees nie, maar dat die predikers ook sal sê, so spreek die Here, Here. Ons bid dit in die naam van ons Here en ons Koning, Jesus Christus. Amen. Liefdes, voordat ons uit die woord van die Here lees, het ons die voorreg om ook hierdie psalm wat ons vanmôre gaan lees, saam te sing. En ons staan dan sing ons saam Psalm 74, ons sing saam vers 8 en vers 9. Yeah.
Ons lees vanmôre saam uit die woord van die Here uit Psalm 74. Ons lees uit die 1983 vertaling. Een gedig van Asaf. Dis Michael John, ek weet nie of hierdie... Een gedig van Asaf. Waarom, o God, hou U aan om ons te verstoot? Waarom is U kwaad vir die kudde wat aan U behoort? Dink tog in die gemeente wat U lang gelede U eiendom gemaak het, die volk wat U vir Uself as besitting verkry het. Sionsberg waarop U gewoon het. Kom loop tog te die plek wat so lank al in puin lê, die heiligdom wat die vyand so totaal verwoes het. Die oorwinningskreet van die vyande het in die plek van samekoms weer klink, en hulle het hulle vaandel daar opgerig. Dit het gelyk soos wanneer iemand met 'n byl bosse skoonkap. Hulle het al die houtsneewerk met byl en koevoet stikkend geslaan. Hulle het die heiligdom aan die brand gesteek, die woonplek van die naam tot op die grond afgebreek. Hulle het vir hulself gesê, ons sal alles vernietig. En hulle het elke plek van samekoms in die land aan die brand gesteek. U openbaar U nie meer aan ons nie. Er is geen profeet meer nie. Niemand onder ons wat weet hoe lank dit nog gaan duur nie. Hoe lank, o God, sal ons teenstanders ons nog verneder? Sal die vyand U naam vir altyd bly belaster? Waarom help U ons nie? Waarom lig U nie U hand op en vernietig die vyand nie? God is van altyd af my koning. Dit is hy wat op die aarde redding bring. Dit is U wat deur U mag die see onstuimig gemaak het. U wat die koppe van die monsters in die see vermorstel het. U wat die koppe van die leviathan verpletter het. En hom vir die haie gegee het. U wat fontein en stroom laat uitbreek het. U wat standhoudende riviere laat opdroog het. Dit is U aan wie die dag en nag behoort. U wat aan die son en die maan hulle plek gegee het. U wat al die seisoene van die aarde vasgestel het. Somer en winter is die werk van U hand. Dink tog hieraan. Die vyand spot met U, Here, 'n barbaarse volk belaster U. Tog nie die wat deur U onderrig is aan hierdie ondiere uitlewer nie. Moet tog nie U verdrukte volk vergoed vergeet nie. Dink tog aan die verbond. Selfs in die uithoeke van die land is daar verdrukking. Moenie dat die verdrukte teleurgestel omdraai nie. Red die hulpelose en die arme. Laat hulle U naam prys. Kom tog, o God. Wat geld tog U reg. Dink tog daaraan hoe U eer dag vir dag deur barbare geskenk word. Moet tog nie ongemerk laat verbygaan nie. Die geskreeu van die teenstanders. Die aanhoudende rumoer van U vyande. Ons fokusvers dan vers 12. God is van altyd af my koning. Dis hy wat op die aarde redding bring. In die 1933 vertaling staan daar nog steeds is God my koning van ouds af. Geliefdes in ons Here Jesus, dalk het U al ook opgelet hoe dat die wêreld en die mense rondom ons al hoe meer negatief raak. Het voel asof almal so 'n bietjie vasgevang is in pessimisme en hartseer, asof hulle daarvan nie kan ontsnap nie, 'n tipe hooploosheid wat onder ons almal is. En hoe dan nou anders? Kyk net hoe gaan dit rondom ons. Dink dit aan al die swaar kry in die wêreld, maar ook in ons eie land, ons eie landsburgers, die armoede, die misdaad, die gebroke gesinne. Dink aan die wêreld en die bose invloede daarvan. Die basiese waarhede van geslag word betwyfel. Sedeloosheid en narcisme, dit word voorgehou as iets om eintlik na te streef en in plaas daarvan om dit te vermy. En dan het ons elkeen nog individueel en persoonlik baie uitdagings. Beproewings met ons gesondheid, ons werkstrug, emosionele laste wat ons saamdra. As ons so rondom ons kyk, hoe anders as om ook moedeloos en bietjie hopeloos te voel. En as dit nou al so sleg lyk, hoe gaan die toekoms dan nie lyk nie? Geliefdes, een van die redes vir die mense se totale hopeloosheid deesdae is ons perspektief.
Die manier hoe ons dinge sien, maak die hede ondraaglik en die toekoms eintlik totaal en al duister en donker. Psalm 74 spreek dan juis hierdie perspektiefprobleem wat ons het. Spreek dit aan. Moderne mense is baie toekomsgerig. As ons praat van die toekoms van môre, dan kyk ons voor ons. En die verlede, dit is agter ons. Maar vir God se volk in die Ou Testament het hulle 'n ander perspektief gehad. Vir hulle was die verlede juis voor hulle. Dit het klaar gebeur, ons kan dit mos sien. Daarom is gister voor ons, maar môre is agter ons. Ons weet nie wat gaan gebeur nie, ons weet nie wat dit inhou nie, ons kan dit nie sien nie. Hulle het alles op daardie manier gesien, die perspektief. En dink net aan Israel se feeste, ja, hulle liedere, hulle wette, alles kyk terug in die toekoms in. Dit is bedoel om God se volk te herinner aan dit wat God gedoen het. En hulle kan dit mos sien. En as hulle self daaraan herinner, as hulle net kyk, al lyk die hede dan onverstaanbaar, al lyk die toekoms vreemd en ons weet nie wat gaan gebeur nie, dis onseker, is die verlede vas. Ons weet wat gaan gebeur. Ons kan op die verlede en op God, wat hy gedoen het in die verlede, staat maak. En juist daarom kan ons nou met moed leef en met moed voortgaan. En dis nie net 'n tydsperspektief nie, maar 'n geloofsperspektief. Psalm 74 vers 1 sê dat ons besig is in die 2020 vertaling met 'n maskiel. Die woord beteken 'n onderwysing, iets om ons te onderrig. En die Psalm wil vir ons leer, dit wil vir ons hierdie geloofsperspektief leer, sodat ons kan moed hou wanneer dit moeilik gaan. En dit is nie bedoel om al ons vrae te beantwoord nie. Dit is nie bedoel om ons dadelik 'n pakkie hoop te gee wat ons beter sal laat voel nie. Dit gaan ons nie dadelik red uit ons swaar kry nie, maar dit gaan ons die geloofsperspektief gee, om te midde daarvan moed te hou. Nou kan ons vra, maar hoe leer 'n Psalm vir ons 'n geloofsperspektief? Die antwoord is deur dit te sing. Vers 1 sê dat dit 'n Psalm is wat deur Asaf geskryf is. Hy was die koorleier wat Dawid aangestel het om vir die volk liedjies te skryf, psalms te skryf en musiek te dig. Hy het dus die groot voorreg gehad om namens die volk iets te skryf waarmee hulle tot God kan praat, maar hy het ook die stem van die volk saamgevang in 'n lied. Asaf se invloed was later so groot dat sy naam eintlik sinoniem was vir die tempelkoor. Daarom moet ons verstaan dat nie al die psalms deur Asaf self geskryf is nie, maar dalk deur hierdie tempelkoor, 'n lied wat vir die volk of namens die volk geskryf is om die volk se stem saam te vat. En dis deur hierdie lied te sing wat hierdie volk dan hierdie geloofsperspektief vir ons gee en vir die ander wat in moedeloosheid is gee. En dan baie belangrik, soos alle liedere, is dit belangrik om in die eerste plek die woorde te verstaan, in die tweede plek ook die musiek van die liedjie te voel, en in die derde plek dan te oefen om self hierdie lied te sing. En eerstens dan, ons moet sin maak van die woorde van die lied. Psalm 74 is geskryf in 'n tyd wat dit met die volk baie swaar gegaan het. Weens hulle herhaaldelike ongehoorsaamheid aan die Here, het die Here die Babiloniërs toegelaat om Israel te beleer, Jerusalem spesifiek te beleer en die mense in ballingskap weg te voer. En dit fokus dan juist op die mense se swaar kry, maar die aanslag van die vyande. Psalm 74 is in die eerste plek 'n klaaglied wat huil oor die omstandighede van die volk. Hulle huil veral oor die tempel se vernietiging. Nou daardie pragtige gebou wat Salomo gebou het, met die groot pilare, met al die mooi kuns en die goud wat daarin is. Nou was dit voor hulle oë verwoes. Die volk vra die Here in vers 3, Here, kom stap tog saam met ons deur hierdie pynhope. En soos hulle deur die pynhope stap, skets die Psalm vir ons die prentjie van hoe alles verdraai is. Nou hierdie kontras in die verwoesting. Vroeger het die volk psalms gesing in die tempel. Hulle het musiek gemaak, maar nou is die enigste geluid wat gehoor kan word in die tempel, is die oorwinningskreet van die vyand. Vroeger was die tempel versier met pragtige en kunstige houtsneewerk. Sulke presiese kerwerk en elke slag is mooi deurgedink. Maar nou het die vyand gekom en alles vernietig, het soms stikkend gekap, soos iemand wat onkruid uitruk. Het maak nie saak hoe jy die bos vernietig nie, hy moet net uit. En voor in die tempel
is daar die kandelaar wat gebrand het, wat God sy die voortdurende teenwoordigheid by sy volk gewys het. Maar nou is die hele tempel aan die brand, al die samekomste van plekke is tot die grond toe afgebrand. En vroeër het die profete nog met ons gepraat, sê hulle, nou is die stem van die Here stil. Die volk huil nie net nie, maar hulle probeer ook baie ernstig om sin te maak van alles. Waarom, o God, waarom? Hoe kon dit gebeur het dat die Here sy kudde, sy volk vergeet? Waarom help U ons nie? Waarom staan U as te ware met die hande gevou? En hoe lank nog, o God, sal ons teenstanders ons verneder? In hierdie eerste 11 verse fokus dit op die omstandighede van die volk, die swaar kry, die nood, die vraag. En dan skielik, dan skuif die fokus van die Psalm. En dit kyk nie net vas in die hede nie, maar dit kyk vorentoe in die verlede in. En dan kry hulle weer perspektief. En as hulle so in die verlede inkyk, dan staan daar een waarheid bo alles vir hulle uit. God bly steeds koning. Hy is steeds in beheer van alles wat gebeur, en hy is van kragte om hierdie magte van wanorde in toom te hou. Want in die tyd wat hierdie Psalm geskryf was, het al die volke rondom Israel mitologiese verhale gehad. Het vir hulle die wêreld verklaar. Hulle het elke vernietigende mag as 'n vyandige God gesien. En hierdie bose gode het 'n klomp verskillende maskers aangehad. Soms was die masker 'n natuurgebeur wat onverstaanbaar is, stormwinde, oorstromings, haal, sprinkane. Soms die verandering van die seisoene, van winter na die somer, wanneer die reën ophou val en die bloedige son droogte en dood bring. Ander kere was dit vyandige volke wat die land inneem. En meer nog, hulle het die see gesien as die onstuimige plek waar die ontembare bly. Hulle sê, daardie afgode, daardie onstuimige gode woon in die see, soos groot seediere. Hulle het hulle name gegee, monsters soos Tiamat en die Leviathan. En hierdie verhale het dan altyd vertel, hoe hierdie bose gode kom en die mense se vrede versteur, die goeie orde van God ontwrig. En die uiteinde van al die bose afgode van hierdie monsters was die dood. Dit is waartoe hulle alles gebring het. En dan vertel hierdie verhale wat die volke rondom hulle vertel het. Want hierdie gode elke jaar stry met die goeie gode. En soms oorwin die goeie, dan is daar reën en goeie oeste. Soms oorwin die bose, dan is daar dood. Daar is oorstroming, daar is droogte. So het hulle alles verklaar. Die dag en die nag, die somer en die winter, 'n permanente stryd tussen wanorde en orde. Maar in Psalm 74 is daar geen sprake van groot oorlog, van gode wat die mekaar beklei nie. Nee, dit sing van God, van die volk se God, my God, sê dit persoonlik, wat van die voortyd af koning is en koning bly. Dit is hy wat die fonteine laat uitstroom, maar selfs standhoudende riviere laat opdroog. Dit is hy wat die siklus van die son en die maan beheer, wat die somer en die droogte vorm. Hy is nie vasgevang in hierdie eindelose stryd tussen ander gode nie. Net terwyl die ander gode tot die dood toe stry, is God daar en hy oorwin. Wat sê dit? Hy het met krag die see geskit, hy verpletter die koppe van die seemonster, hy verbrysel die koppe van die Leviathan, daar's geen stryd nie, die Here is net oorwinnaar. Dit is hy wat alle mag besit. En die volk kyk na die verlede voor hulle, en hulle kyk hoe die Here sy mag oor die Nyl, en oor die Jordaan, en oor Egipte, en oor die groot woestyne gevier het. Hy het hulle versorg, hy het hulle daardeur verlos, hulle gelei, hy bly koning. Die Psalm kyk nie vas teen hierdie pynhope en die vrae van die tempel nie. Al lê die mure stikkend, al is die tempel afgebrand, nogtans is God my koning van die voortyd af wat verlossing werk op die aarde. Dit is hulle sentrale belydenis in die middel van die Psalm. God is koning, selfs te midde van hierdie verwoesting. En hulle kan met sekerheid sing. En met hierdie hernieude perspektief van die verlede wat voor hulle lê, sing hulle nou 'n ander lied,
in die toekoms in. Nou nie meer 'n klaaglied nie, maar nou 'n smeekgebed. 'n Smeekgebed tot hierdie koning, sodat dinge anders kan lyk. Vers 18 tot 23, draai die psalm en die herhalende oproepe, dink tog, kom tog, moet dit tog nie ongemerk laat verbygaan die Here. Hulle roep hom op die verbond, dink tog Here aan die verbond. Hulle sê, Here, kyk hoe belaster hulle u naam, dink tog aan daaraan hoe u naam deur barbare geskend word. Maar hulle roep selfs die Here op die eie beginsels wat hy vir hulle in sy wet gee. Vers 21, die Here het die volk beveel om die regspraak te lewer vir die verdruktes. Nou sê hulle in vers 21, moenie dat die verdrukte teleurgestel omdraai nie, red die hulpelose, die arme, laat hulle u naam prys, kom tog, o God, wat geld tog u reg. En dan sluit hy die psalm af, sonder antwoorde, sonder uitkoms, sonder oplossing. Geliefdes, as ons die woorde van die lied verstaan, dan is dit nog nie genoeg nie, want ons moet ook die musiek van die lied voel. Want alhoewel hierdie psalm baie mooi woorde en baie beskrywende taal het, is dit in 3 dele opgedeel, 'n klaaglied, 'n belydenis en 'n smeekgebed, en elkeen dra diep emosie. Die klaaglied in die eerste 11 verse, hartseer, angstig, vol vrae, onseker. Die tempel was dan hierdie bron van hoop en vreugde vir die volk gewees, soos ons vanmôre in Psalm 84 gesing het. Hoe lieflik is die woning, Heer. Ek prys U met hart en vlees, maar selfs die mossies tuis mag wees. Almagtige, my God, my Heer, in wie se huis ek graag verkeer, maar nou afgebreek, verbrand, vernietig. En die volk, hulle voel dit persoonlik. Hulle voel deur die Here verstoot, verlaat. Hulle voel asof die Here hulle vergeet het, asof hy nie eers meer met hulle wil praat nie. En so voel ons ook in ons swaar kry en ons leed. Waar is U, Here? Het U ons dan verstoot? Verlaat U ons dan vir altyd? Waarom? Hoekom? Hoe lank nog? Gaan U altyd vir my kwaad bly? En dan draai die psalm sy emosie na belydenis, vertroue, moed en hoop. Hulle rig weer hulle oë op God en op wat hy in die verlede voor hulle gedoen het. Verander die seisoene, al verander die lig en duister. God is koning en hy bly koning van die vroegste tye af. Al lyk dit asof die wanorde ons op pad afstuur na die graf toe. God sal ons weer daaruit red, want hy is die lewende God. 'n Loflied styg dan weer op uit die pynhope en die gebroke ritme van die klaaglied verander in harmonie. En dan ook die smeekgebed van die einde. Hulle gebroke hart kry weer moed om te sing. Ek dink tog, Here, moet nie vergeet nie, kom tog, o God. Die hartseer is dalk nog daar, die vrees is nie weg nie, die vrae is nog nie beantwoord nie. Maar dit sluit af met hierdie verligting, ja nie 'n swaar gemoed nie, maar geloofsvertroue. Geliefdes, maar hoe sing ons hierdie psalm vandag? Dit is nie net Israel se lied nie. Dit is ook al die mensdom se lied. Die mensdom wat in swaar kry en nood verkeer, die mensdom wat die gebrokenheid en die pyn van hierdie gebroke wêreld beleef. Maar ons weet wat die vyand in die begin gedoen het en hoe hy die wêreld in sonde gedompel het. Ons weet hoe ons eie sonde bydra tot die wanorde wat ons rondom ons sien. Ons het al almal iewers in ons lewe 'n klaaglied, net soos hulle gesing hierso. Broers en susters, daarmee saam kan ons ook bely, nogtans is God my koning, van die voortyd af wat verlossing op aarde bewerk. Ons kyk nie net terug na die skepping nie, maar ook na die herskepping in sy seun. Nou Jesus Christus, wat God self is, kom na hierdie wêreld, hierdie gebroke wêreld, en hy is die ewige koning van wie Psalm 74 sing. Hy is die een wat die duisternis in lig verander het, wat lewe uit die dood bring. En reeds met die sondeval het die Here beloof dat daar een sal kom wat die vernietiging, wat die slang gebring het, wat sy kop sal vermorsel. En dan sing Psalm 74 van die verbryseling van die koppe van die monsters en die van die Leviathan. Daardie taal kry dan sy hoogtepunt in Christus aan die kruis.
Daar op Golgotha het hy die finale slag vir die bose gegee. Hy die kop van die slang finaal verpletter. Christus se kruising is nie 'n mitologiese stryd waar die groot God nou sy swaard deur die slang druk nie. Nee, is juist die teendeel. Is hy wat die oorwinnaar is, wat deur die bose verpletter was. Hy wat deur die mense deurboor was. Hy wat deur die chaos oorgeneem was in ons plek. Nie omdat hy swak was nie, maar omdat hy namens ons deur die dood verteer was, sodat hy vir ons die lewe kan gee. Hy het orde geskep deur sy offer. Waarom sluit ons ook nou af? Ons besef hoe mense rondom ons al hoe meer mismoedig raak, moedeloos word, swaar kry beleef. En dalk sit jy vanmôre hier met wanorde en chaos in die hart. Daarom moet ons leer om hierdie perspektief te kry en hierdie lied te sing. En die wêreld rondom ons aan die brand is, wanneer ons in die pynhope van ons swaar kry staan, wanneer die stem van God verdwyn, sing hierdie belydenislied. Want ons kyk terug, nee, ons kyk vorentoe, na 'n leë graf, die opgestane Christus verhoog aan die regterhand van God. En dan kry ons weer nuwe perspektief. Die hartseer is dalk nog daar, die vrees is nog nie weg nie, die vrae is nog nie beantwoord nie. Maar ons hart en ons mond roep uit, God, bly in beheer. Hy bly ons koning, hy het reeds kom oorwin. Wie sal ons van Christus se liefde skei? Nee, in al hierdie dinge, swaar kry, benoudheid, angs, nood, en alles, bly ons meer as oorwinnaars. Amen. Liefdes, ons gaan nou oor na die bevestiging van die oudering in die amp. En ek hou vir ons dan ook die formulier van die bevestiging van 'n ouderling voor. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, jy weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroer, Dr. Paul, wat as ouderling van hierdie gemeente gekies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy ampt bevestig mag word nie. Aangesien niemand enige wettige beswaar teen hom ingebring het, en voorgelê het en ingebring het nie, sal ons nou hom ook hier in die naam van die Here in die ampt bevestig. Vir die doel moet jy, Pieter, wat nou in die ampt bevestig word, ook 'n kort uiteensetting hoor uit die woord van God oor die instellingswerk en die amptswerk van ouderling. 'n Ouderling is iemand wat in die diens van die regering van die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk van die gemeente met die woord regeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gee. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus vandag hulle nog toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broer, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Die diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderling die woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. Die opdrag as ouderling is dus die volgende. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind. Dat die woord en die sakramente gereeld en suiwer bedien word, dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer. En jy moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. Jy moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en talle Christene met raad en troos ondersteun. En die lidmate wat hulle nie wil bekeer nie en hulle sondes voortlewe, met die kerklike vermaning en tug opgetree word. Die wat berou het, moet weer in gemeenskap van die kerk ontvang word.
Jy moet veral oor die leer en wandel van die bedienaar van die woord toesien, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Jy moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Christus, in Jesus Christus roep. So vergader Christus sy kerk. Ek gaan nou vra dat Pieter Paul vir ons vorentoe kom. Ek gaan ook vir hom die vraag vra. Pieter, is jy in jou hart oortuig dat jy wettig in die gemeente van God en daarom ook deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo jy dat die Heilige Skrif die woord van God is, en dat dit die volmaakte leer van saligheid bevat en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer, volgens hierdie leer te lewe? Beloof jy om jou aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp, en as jy miskien in leer of lewe afwyk? Dit is jou antwoord hierop. En mag die alvermoënde God en Vader sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan 'n ouderling, ywerig in die regering van die gemeente. Wees 'n wagter oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word, en dat die gemeente vroom lewe, wees getrou in die diens, en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal jy vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf, die groot vrymoedigheid in die geloof in Christus, en in hierdie lewe, in die vreugde van die Here ingaan. Maar ook u, geliefde gemeente, ontvang vir Pieter as 'n dienaar van God. Stel u gewillig onder sy toesig en sy regering, want hy waak oor die lewe, en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. En dink ook aan die ouderlinge en u gebede. Ek gaan nou vra dat ons vir Pieter ook die seën van die Here toesing. Michael Jones, dat jy vir ons Psalm 134 kan wys op die bord. Ons sing vir Pieter dan die seën van die Here, die seënbede van die Here toe, sy amptswerk en ter sterkte mag die Here jou regtig bystaan in hierdie groot roeping wat hy ook op die hart het. Liefdes, kom ons bid dan nou ten slotte saam. Vader, ons dank U dat ons vanmôre getuie mag wees hoe U Gees nog steeds vandag mense roep en lei om hulle roeping op te volg. Ons bid U, gee aan Pieter Paul steeds meer gawes dat hy wat hy nodig het om sy diens te verrig. Skenk aan hom die wysheid, skranderheid, die onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hom U genade om getrou te volhard in die diens. En al is daar teleurstelling, en moeite en verdriet en vervolging, dat hy tog nooit in sy werk verslap nie. Omdat U wat sy koning is, ons almal se koning is, om bystaan, en ook deur hom werk en in hom werk. Seën Here ook ons as gemeente waaroor U hom aangestel het. Elkeen van ons gewillig om ons onder die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, met hulle oor ons leer, ons lewe toesig hou, en dit hulle roeping is. Laat so U heilige naam geëer word, en die ryk van die seën kom, verhoor ons, o Vader, vir U geliefde seun. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opname van ons kollekte, en daarna gaan ons weer saam sing.
Dan sing ons ten slotte saam skrifberuiming 14:2, beruiming van Habakuk 3. Liefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou sy vrede gee. Amen.